Ek wil u graag uitnooi vanmôre om die woord van die Here saam met my oop te maak by Daniël hoofstuk 6. Daniël hoofstuk 6. As julle daar oopmaak, sal julle sien dat die vertalers hierdie opskrifie daar ingesit, Daniël in die leeukuil, 'n baie bekende hoofstuk wat ek vir ons vanmôre dan saam wil lees. Goed. Dit klink vir my of almal reg is, ek gaan dan vir ons begin lees vanaf vers 1. En Darius, die Meder, was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees, en oor hulle 3 ministers, van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moet gee, sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die minister en die landvoogde uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering. Maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Waarop het die manne gesê: "Ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, teensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens." Toe 3 ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê: "Mag koning Darius vir ewig lewe." Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens, behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou 'n verbond vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van die Meders en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan. En hy het in sy bokamers vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle het toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê: "Die saak staan vas volgens die onherroepelike wet van Meders en Perse." Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê: "Daniël, een van die Joodse ballinge, het om aan u, o koning, en aan die verbod wat u geskrywe het, nie gesteer nie. Maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed." Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag. En hy het planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê: "Weet, o koning, dat dit 'n wet van die Meders en Perse is, dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie." Toe die koning bevel gegee en hulle Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê: "Mag jou God, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos." En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê, en die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghewers verseël, sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring, en die byvroue nie voor hom laat kom nie, en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê: "Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu's te verlos?" Toe Daniël met die koning gespreek: "Mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning,
geen onreg gedoen het nie. Toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. En die koning het bevel gegee en hulle daardie manne gebring wat Daniël aangeklaag het en hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeu's het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Toe die koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die aarde woon geskrywe: Mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee dat hulle in hierdie hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want hy is 'n lewende God. En hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doet tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeu's verlos het, en hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores die pers. Net tot daar in die woord van die Here vanmôre. Vir wie dit moontlik is om te staan, wil ek uitnooi om te staan, dan verenig ons saam in gebed vanmôre. Ons wonderbare Here Jesus Christus. Ons kom buig ons harte vanmôre in aanbidding voor U, o Heer, wat vanmôre troon in die hemelsale, die oorwinning kom behaal het. Here, U wat alles gemaak het tot U naam en tot U verheerliking. En tog, Heer, weet ons vanmôre, U is nie afgeskei van ons nie. U hou ons in U oog, U is met ons en U behoed en bewaar elke liewe een van ons, o Heer Jesus. Ek kom bid vanmôre, Here, dat ons U nabyheid mag ervaar, dat ons in U wil mag wandel, dat ons U wil mag besef, beleef en dit sal kies vir ons lewens ook, o Here. Ek kom bid vir hierdie gemeente waar die tyd uitgekoop het om U te wees vanmôre, dat U hulle in hulle lewenswandels, waar hulle verskil van mekaar, maar verenig is in U vanmôre, dat U hulle sal seën en behoed, Here. Ek bid vir die kerkraad, vir elke naam wat uitgekies is, o Here, die verhewe doel wat daar agter is om die kerkraad te vergroot, dat U daar sal wees, dat U sal werk in hulle harte. Ek bid vir die wat siek is, dat U hulle sal genees, Here, want ons weet, deur die wonde daar vir ons genesing gekom. O Here, en ek bid ook vir die gesinnetjie wat hierdie week 'n hartseer ervaar het en familie aan die dood afgestaan het, dat U daar ook in besonder vir hulle naby sal wees as 'n God van vertroosting. O Here, vanmôre wil ek ook kom bid vir ons regering en dit wat in hierdie tye nou daar in Johannesburg aan die gang is, waar al die lande wêreldwyd bymekaar is om kwessies te bespreek, o Here, wil ek kom bid vir ons regering en vir die wêreldse regerings, o Here. Die woord leer vir ons dat ons moet bid vir hulle, dat hulle gered mag word, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan lei. Ek bid, Here, dat elke amptenaar wedergebore mag word, geesvervul mag word. U mag leer ken as verlosser en saligmaker, o Here. Want dan hoef ons eintlik nie eens verder te bid vir die res nie. Ons weet dat dit sal net in plek val. O Here, ek wil ook kom bid vir môre se woord wat ons gaan hanteer. Ek kom bid dat U dit vir ons sal lewendig maak in ons midde, dat U ook so die leermeester sal wees, wat sal kom spreek tot ons harte, o Here. Bid dit in die groot en heilige naam alleen, in die naam van Here Jesus. Amen. Ek wil graag net weer vir julle vers 4 voorhou. Daar's 'n besonderse woord wat aan Daniël gegee word in vers 4. Daar sal staan: toe het hierdie Daniël bo die ministers en landvoogde uitgemind, en dan is daai rede, omdat, en hierdie is die woorde wat ek wil hê julle moet onthou en hoor, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die tema van hierdie woorde wat ek vir julle wil voorhou vanmôre is 'n voortreffelike lewe. 'n Voortreffelike lewe. Sien in die Hebreëus, as ons kyk na hier wat in Daniël staan, dan meen dit dat hy het 'n oortreffende, uitsonderlike, 'n meer as gewone iets aan hom gehad, wat Daniël aan hom gehad het, wat hom net laat uitstaan het bo die res. 'n Iets wat gemaak het dat hy net beter was, meer suksesvol was as die ander mense wat daar was.
Dit was my interessant toe ek nou oplees en dan vind ek onmiddellik is daar teenstrydighede. Daar is mense wat meen nee, hierdie is Daniël se eie gees wat in hom was, liggaam, siel en gees. En dan is daar mense wat meen dat dit was die Heilige Gees wat in Daniël hier al reeds woonagtig was, wat hom gemaak het dat hy voortreffelik was. Nou ek dink vanmôre sonder twyfel dat ons kan nie van 'n mens se gees sê dat dit eintlik voortreffelik is nie. Dat ons moet sê dit is die Heilige Gees. Slegs die Heilige Gees kan hierdie eienskap van voortreffelikheid aanneem. Ons vind ons dit ook van Daniël. In Daniël 4 vers 8 word daar van hom gesê Daniël, in wie die Gees van die heilige gode was. Ons weet daar, soos julle nou gaan kyk daar, dat dit is die Babiloniërs wat aan woord is en hulle verwys na hulle heidense gode, maar die Jode het nog altyd hierdie Daniël 4 vers 8 geïnterpreteer as die Gees van die ware God wat in Daniël gewerk het, wat gemaak het dat hy hierdie voortreffelike lewe gehad het. Die instaatstelling van die Heilige Gees is wat hom so voortreffelik gemaak het, dat hy die Here in sy hele lewe kon dien en verheerlik het. Gemeente, vandag wil ek met julle praat oor hierdie besonderse lewe van Daniël en ek wil vir julle sy lewe voorhou. Ons lees in Hebreërs 13 vers 7, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. So wil ek vanmôre vir julle Daniël se lewenswandel voorhou. Hierdie geloofsheld, hierdie voorganger wat hy vir ons is, dat ons hom ook kan volg en navolg en strewe na dit wat hy gedoen het. Wat ek vanmôre vir jou eintlik ronduit wil sê. As jy vanmôre hier sit en jy getuig van wedergeboorte in jou hart. As jy sê dat jy het vanuit die dood uit, 'n ongeredde toestand uit, lewendig geword, wedergeboorte plaasgevind, soos 1 Johannes 3 vers 14 vir ons sê, dan behoort die wêreld ook van jou vanmôre te sê, daar is 'n voortreffelike lewe. Daar is 'n voortreffelike gees in jou. Dat daar is iets anders aan jou. Kinders van die Here behoort anders te wees. Numeri 14 vers 24 lees ons van iemand anderste waar baie soortgelyke stelling gemaak word. Dit is die van Caleb. Daar sal staan, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg. Ons moet anders wees in hierdie wêreld. Broers en susters, ek dink ook aan 'n illustrasie wat Dominee Heer gaan ons gedeel het een oggend op die kweekskool tydens klas. Toe sê hy vir ons, die kind van die Here se lewe is soos 'n visbak. Baie van die studente het seker ook al hierdie illustrasie gehoor. Nou, wat doen kinders as ons by 'n visbak staan, né? En ek nog vandag ook as ek by 'n visbak staan. Ons staan daar en ons hou daai visse wat hulle so swem in die water, ons hou vir hulle fyn dop. Nou wat doen ons nog dikwels, né? Ons tik so 'n bietjie aan die glas en ons wil hê daai visie moet iets doen en dan kan ons sê, kyk mamma, kyk wat doen die visse, né? Nou so doen die wêreld met ons ook as kinders van die Here. Hulle hou vir ons dop, fyn in die oog. En soms kom hulle ook na ons toe en dan tik hulle ons glasbak en dan wag hulle vir ons om iets te doen. En laat ons nou net iets verkeerd doen. Dan gaan hulle dit ophang in die groot klok en sê, kyk, wat doen kinders van die Here. Daarom, gemeente, moet ons voortreffelik wees in ons lewenswandel, in elke opsig. Ons moet so versigtig wees, want ons is ambassadeurs van ons Here Jesus Christus. Was 'n bekende Engelse gesegde, né? If you can talk the talk, then you need to walk the walk, né? Dit help nie. Ons sê ons is Christene, maar ons lewe nie soos Christene nie. Die mond wat getuig en die mond wat die evangelie verkondig, kort 'n lewenswandel wat pas by die evangelie. Die mond wat getuig moet skoon wees, rein wees en dit moet pas by die boodskap. Dit help nie verkondig Christus, maar jy lewe soos die wêreld nie. Nou die teenoorgestelde is ook baie waar en ek wil dit vir julle noem, dit help nie jy lewe reg, maar jy sê niks nie, né? Ons moet sê, ons moet verkondig, maar met 'n lewe wat by die boodskap pas. Ek wil graag aan die aandag terugvestig na Daniël toe. En die geleesde gedeelte wat ons gelees het. Daniël, meen hulle was hier op hierdie stadium nou al so 85 jaar oud, hy het nou al gelewe onder 3 konings van Babel en die Meders en die Perse en 85 jaar oud. En hy ontvang hierdie titel voortreffelik. Ek wil graag deur hierdie teks neem en vir 'n paar gedagtes uitwys vanuit die teks uit vir hoekom ons kan sê Daniël het 'n voortreffelike lewe gehad. En eers wat ek vir julle vanmôre wil voorhou is 'n voortreffelike lewe by die werk. Kyk gou wat sê vers 4 ook. Waar ons staan, toe het hierdie Daniël bo die ministers en landsvoogte uitgemunt.
munt. 'n Mooi ou Afrikaanse woord wat ek dink nie meer dikwels gebruik word in ons tyd waar ons vandag lewe nie, maar as ons nou vers 2 en vers 3 ook bietjie intrek, dan sien ons hoe was hierdie regeringsstelsel opgerig. Ons lees daar was 120 provinsies gewees waarin Darius sy land verdeel het, en hy het 120 landvoogde oor elke provinsie aangestel. Nou, hierdie koning het nie tyd gehad om nou by elkeen van hierdie 120 te vra, wat gaan aan in jou provinsie nie, nou, daar is nie tyd vir dit in die dag nie. So hy het bo hierdie 120, het hy 3 ministers aangestel, waarvan Daniël ook een was. En Daniël het so uitgemunt, hy die koning so beïndruk in hierdie werk wat hy gedoen het in die regering, dat die koning was van plan om hom aan te stel oor die hele koninkryk. Sê vers 4 verder, kan julle hoor hoe hy hierdie voortreffelike lewe gehad het by die werk. Dit was duidelik, hy die koning beïndruk, meer as die 120, meer as die goewerneurs, meer as die ander 2 ministers, meer suksesvol, meer hardwerker, en die koning was van plan om hom aan te stel. Nou, broers en susters, ons moet besef wat ons doen, hoe ons leef in die sekulêre wêreld, hoe ons by ons werksomgewings omgaan en rondgaan en met mense werk. Dit reflekteer op die Here. Mense gaan vir ons sê, as dit is hoe 'n Christen is, dan wil ek nie so wees nie. As jy by jou lesenaar sit en jy dalk 'n kantoortjie of hoe ook al en jy het 'n muur agter jou lesenaar. Ek sien dit so dikwels as ek nou in kantore ingaan, dan kry ons dikwels mense, hulle plak daai hele muur so vol Bybelversies. Dit lyk so al te mooi. Maar jy sien die probleem is as jy gaan lui wees. As jou werk nooit op datum ingegee gaan wees nie. As jy die probleempersoon by jou werk is, dan gaan die Here se naam skade ly. Maar as die teendeel waar is van jou en jy's hardwerkend en jy toon dat jy betroubaar is en jou werk word altyd betyds ingegee en dit is voortreffelike aard wat jy lewer en die mense kyk dan na hierdie versies, dan gaan hulle besef. Hierdie persoon werk so hard want hy wil die Here eer en verheerlik in sy lewe. Die Here gaan verheerlik word. Sien, ons werk nie vir onsself nie. Ons werk nooit vir onsself nie. Maak saak waar jy is en waar jy beweeg nie. Alles doen ons vir die Here. Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie, nie vir jou baas nie. Moet nie dat mense sê, as dit is hoe Christene is, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. As ek dink aan die lewe van Daniël, dan dink ek aan 'n persoon wat ek eendag ontmoet het, en ek wil nou nie sy naam noem of so nie, want hy is 'n EG Kerk lidmaat, maar gelukkig nou nie naby hier nie, maar hy deel eendag aan my, dat sy werk, sy maatskappy wil hom afdank. Hulle wil hom fire, soos wat die Engelsmanne sê, as gevolg van sy geloof. Hulle het dit reguit vir hom gesê, omdat jy 'n kind van Here is en so ywerig die Here dien, wil ons jou afdank. Maar ons kan nie, want jou werksetiket is so goed, so getrou, dit sal 'n verlies wees vir ons maatskappy as jy moet gaan. En dit is my 'n besonderse getuienis waarvan elke liewe een van ons moet nastreef. Efesiërs 6 vers 5 sê vir ons diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here. Nou in die konteks wys dit na ons baas toe in die werksplek, na die vlees met vrees en bewering in opregtheid van hart, soos aan Christus. Dis hoe ons in ons werksomgewings moet rondgaan. Ons moet 'n voortreffelike gees, 'n voortreffelike lewe by die werk hê, want ons werk nie vir onsself nie, ons werk vir die Here se verheerliking. As ons weer na die lewe van Daniël kyk, dan sien ons ook vanmôre dat 'n voortreffelike lewe het hy gehandhaaf vir landswette. Dat hy het 'n voortreffelike onderhouding gehad vir die regering se wette. Kyk hoe wat sê vers 5 vir ons daarso. Hierdie regeringsamptenare was nou nie baie gelukkig met hom nie, hulle wil hom uitwerk. Dan staan daar in vers 5, toe die ministers en die landsvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen hierdie Daniël te vind. En waar het hulle gesoek? Met betrekking tot die regering in die landswette. Maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of 'n verkeerde handeling vind nie, omdat hy Daniël getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te finde was nie. Ek nou sommer net rond kan sê en kort kan sê, ons sien dat Daniël het elke landswet tot op die letter nagekom, sonder om een enkele een na te laat. Geen grond vir 'n aanklag was gevind by hom nie, al was, en hoor nou hierdie, want ons moet dit hoor, al was Daniël in 'n goddelose regering. As jong seun is hy weg vervoer in ballingskap na Babel toe, en nog steeds gehoorsaam hy hulle landswette.
Selfs sy vyande kom en hulle bring hierdie getuienis van sy reinheidslewe, sy karakter wat daar is, dat hy sonder fout lewe met betrekking tot die regering, dat daar geen beskuldiging is wat teen hom ingebring kan word nie. Gehoorsaam aan die Here, deur gehoorsaam te wees aan die owerheid wat God oor hom op hierdie stadium aangestel het, wat ook al dit van hom sou vra. Totdat, en ons sal later daarna kyk, totdat die landswette van hom gevra het om 'n sonde te doen en God te verwaarloos, maar ons sal later daarna kyk. Nou broers en susters, die landswette is vir goeie orde ingestel. Ons kan galbraak daaroor en sê wat ons wil, maar ons moet ook landswette gehoorsaam. Hierdie land sal in 'n totale wanorde verval as ons ook besluit, ek wil nie meer hierdie land se wette gehoorsaam nie. Bandeloosheid en wetteloosheid sal die orde van die dag wees wanneer die kinders van die Here besluit, die wet geld nie meer vir my nie. Paulus sê vir ons in Romeine 13 vers 1, laat elke mens, dit sluit ons in vanmôre, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is, want daar is geen mag behalwe God nie. En die wat daar is deur God aangestel. Ons weet, ons regering is deur God aangestel. En deur ons te onderwerp aan ons regering, onderwerp ons onsself aan God. Daniël kon hom onderwerp aan die Babiloniërs, na hulle die Meders en die Perse, na hulle die regering wat volgende gekom het. Ek dink uit dit kan ons dan vanmôre net sê, dat ons regering is maar 'n ou middaguitstappie in vergelyking met dit wat Daniël gehad het. In 1 Petrus 2 vers 13 sê Petrus vir ons, wees dan onderdanig aan elke menslike verondering, ter wille van die Here, of die koning is, kleinletter K, dit verwys na die koning van die land nie, ons koning Here Jesus nie, as opperheer, en vers 14 sê, of die goewerneurs as sy gesante. Ons moet onderdanig wees aan hierdie amptenare. Ek besef net, dat as Daniël vandag sou geleef het, dan sou hy gestop het by stopstrate, hy sou onder die spoedlimiet gery het, hy sou belasting eerlik verklaar het. Hy sou nie pirated movies gekyk het nie, né? Op die selfoon en waar ook al nie. Ek besef, hy sal ook self sy TV-lisensie betaal het. Nou ek sien in die nuus nou dat hulle begin aan te dink om dit af te skaf en weg te laat. Ons lees in Filippense 2 vers 14, hierdie besonderse beskrywing, en ek dink dit was Daniël se gesindheid, hoe hy die regering se wette nagekom het. Filippense 2 vers 14 sê vir ons, doen alles sonder murmurering en teespraak. Vers 15 sê vir ons, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. 'n Krom en verdraaide geslag, dis waar ons leef vandag, en ons moet opreg wees, onberispelik wees. So, ons moet die wette van ons land ook gehoorsaam. En verder sien ons in Daniël se lewe hierdie voortreffelike lewenswandel wat hy gehad het vir 'n binnekamerlewe. Die derde wat ek vir julle vanmôre wil voorhou, is Daniël se voortreffelike binnekamerlewe. Ons vind dit dan in vers 11 wat ek vir julle 'n paar daar wil uitwys, 'n paar woorde, en net hoe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis ingegaan. En hy het in sy bokamers venster gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. Nou lees ons hierdie woorde van vers 11. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Ek wil nou herinner dat Daniël het 'n besonderse besige beroep gehad, né? Een van 3 ministers wat oor 120 provinsies was. Ek dink as ons die wiskunde doen, dan kan ons sê dat hy min of meer 40 provinsies gehad het waaroor hy 'n minister was. Geweldig besige man wat hy was. Ons sien dat hy tyd gemaak, nie tyd gehad nie, hy het tyd gemaak om 3 maal 'n dag op sy knieë te val, tot die Here te bid, liedjies te sing en sy naam groot te maak. Dis 'n gedagte wat ons sien in die psalms ook, Psalm 55 vers 18, waar ons daai woorde lees snaans, môrens en smiddags, né? Dit wys dit vir ons dat Daniël het heel moontlik die psalms gelees en hy het toegepas in sy eie lewe. Dis kom ek dit noem die binnekamerlewe, nie net die eenvoudige gebedslewe nie, hy het 'n binnekamerlewe gehad. Hy het gebid en hy het Bybel gelees en liedjies gesing tot die Here. So lees ons later in Daniël hoofstuk 9 dat hy bestudeer die boeke en hy maak hierdie kosbare ondervinding, 'n ontdekking in die skrif in Daniël 9 vers 2. En in die eerste jaar van sy regering het ek Daniël in die boeke opgemerk. Dis nou die Ou Testament boeke. Die getal jare waarin die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het. So uit die boek Jeremia gelees in hierdie stilte tyd sessie van hom.
met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, dat dit alreeds 70 volle jare was. Hy ontdek dat daai ballingskap-tydperk moet tot 'n einde kom. Daar was soveel Jode wat in hierdie tyd geleef het, wat ook die skrifte gehad het, wat dit ook gelees het, maar hulle maak nie die ontdekking nie. Daniël, omdat hy 'n voortreffelike binnekamerlewe gehad het, maak hierdie ontdekking. Daarom noem ek dit dat hy spreekwoordelik Bybel gelees het, gebid het, liedjies gesing het in sy binnekamer. Een van die grootste sondes van ons tyd vandag. Ons kan baie praat oor grove sondes en rowwe sondes. Een van die grootste sondes van ons tyd vandag, gemeente, is verwaarloosde gebed en 'n verwaarloosde Bybel. Die stof op ons Bybels gaan eendag teen ons getuig. Daniël het 3 maal 'n dag tyd gemaak vir die Here. Hoeveel van u doen dit nie eers 1 maal 'n dag nie? Of moet ek vra 1 maal 'n week nie? En dan is dit nou nog die voorganger agter die kansel wat die woord moet lees vir u, nê? Of 1 maal 'n maand nie. Johannes 4 vers 23 sê die Here Jesus vir ons, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Ware aanbidders word gesoek, is 'n tema van Dr. André gewees, nie lank gelede nie, wat ek hier as student gehoor het. Voortreffelike mense, wat ons voortreffelike Vader aanbid in gees en waarheid. Dit is so ons lewe in 'n gejaagde wêreld vandag, en ons moet ook, soos Daniël, tyd maak. Ons het 'n openbare Christendom wat ons so geniet. Ons kom kerk toe en hier wys ons vir almal ons godsdiens en ons dien die Here en ons quoteer versies en ons hou kerkvergaderings en ons gaan huis toe en ons by ons familiesvergaderings waar ons etes hou, bid ons gou vir die kos en ons braai op 'n Vrydag en nadat ons die vleisies gebraai het, bid ons gou net om ons godsdienste te wys, maar verder niks meer nie. Geen gebedslewe om verder te praat as wanneer ons net vinnig 'n goue seën oor die kos wil uitspreek nie. Die Here Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou ook in die openbaar vergelde. Sien, 'n voortreffelike lewe begin daar in die binnekamer. Dit vra stiltyd met God, selfs wanneer niemand anders kyk nie. Elke liewe een van ons behoort so 'n voortreffelike binnekamerlewe, soos Daniël te gehad het. In die volgende plek sien ek in die skrif, en ek wil dit graag vir julle uitwys, en dit is nou vir my een van die grootste aspekte van wat 'n voortreffelike lewe is. Die vierde dan nou vanmôre is 'n voortreffelike lewe is afhanklik van God. Kyk wat sê vers 12. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hoor julle daar hoe afhanklik is Daniël van die Here, hoe hy daar smeek vir genade? Toe die nuwe wet goedgekeur is, besluit Daniël, ek gaan nie ophou bid vir u nie, ek gaan aanhou bid. En ek gaan nou van u afhanklik wees, dat u vir my genade sal gee, dat u my sal verlos. Hy is afhanklik van die Here, hy vertrou op die Here, dat die Here hom sal deurdraai. Sien, ons lees van 'n man hier, wat 'n besonderse geloofsgetrouheid hier in die Here geopenbaar het, en afhanklik was aan die Here. Sien, die kern van Daniël se lewe was, dat hy in elke aspek van sy lewe op God vertrou het en hom genade gesmeek het. Nou hierdie gebed waarvan ons hierso lees, waar hy op sy knieë is en hom genade smeek vir die Here, ek dink nie, dit was 'n reaksie op die krisis van hier's nou 'n wet, ek kan heel moontlik in die leeukuil gegooi word nie. Ons lees nie dat hy ewe skielik meer gebid het nie, 4 keer of 5 keer 'n dag nie. Hy het alreeds net voortgegaan, soos wat hy gedoen het alreeds in sy daaglikse gewoonte, toe die krisis kom. Sien, Daniël se afhanklikheid van God, dit was stil gewees aan sy binnekamer, maar as 'n kragtige getuienis vir almal rondom hom met oop ruite, ek sal aanhou bid. Ek is afhanklik van die Here, ek sal aanhou bid. Die leeu's brul daar buite, die vyande klop aan die deur, en Daniël hou net aan met bid. Die koninklike amptenare wou hom vermoor, en hier breek hulle in by sy deur, en hulle vind hom op sy knieë. Dit wys net vir ons dat hy nie eers probeer om sy geloof weg te steek nie. Sy afhanklikheid was ook baie sigbaar geweest. Gemeente, 'n voortreffelike lewe is 'n afhanklike lewe. Ons moet afhanklik wees van ons Here Jesus Christus. Filippense 4 vers 6 sê vir ons, en wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, wat is alles, nê? In alles, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
Sien, wanneer ons in die moeilikheid beland, of dit nou finansiëel is, emosioneel is, geestelik is, fisiese se nood en gevare is, moet ons nie na mense toe hardloop nie. Ons moet na die Here Jesus toe hardloop en daar om genade smeek vir God, soos Daniël gemaak het. Afhanklikheid van die Here beteken om heeltemal op hom te vertrou, vir alles wat ons het, vir alles wat ons is, vir alles wat ons doen, in plaas daarvan om op onsself te vertrou, om wyse plannetjies te maak, om eers reguit na die Here toe te gaan, en hom te vra, dra my deur. Ek het hierdie jaar, het ek 'n besonderse les gehad van wat is afhanklikheid, om self in my eie geestelike lewe te probeer toepas. As hierdie erediens verby is, kan julle aandag dalk vestig daar na die moederskamertjie, daar is so 'n klein ou pakkietjie, sy's nou so 3 maande en 1 week oud, wat my en Jamaniek se ou kleine Johannieke is. En ek besef net hoe afhanklik sy van haar ouers, van my en Jamaniek is om te oorleef. En so ook moet ons van die Here Jesus afhanklik wees. Die oomblik wanneer ons besluit, ons gaan nie meer vir haar sorg nie, as haar lewe verby. En so moet ons ook met die Here wees, afhanklik van hom wees. Want ons moet soos Daniël om genade smeek van God. Dit herinner my aan 'n kosbare vers wat in Johannes hoofstuk 1 is, wat vir ons sê die wet is deur Moses, maar die genade en die vrede het deur Jesus gekom. Ons moet af hom afhanklik wees. Dis om te erken dat God is die bron van jou lewe, van al jou vermoë, van al jou wysheid en jou hele toekoms wat voorlê. 1 Petrus 5 vers 6 sê vir ons, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Dis om elke aspek van jou lewe, elke besluit wat jy moet neem, elke bekommernis wat jy ervaar, elke vreugde wat jy gaan ervaar, elke uitdaging van die Here afhanklik te wees. Geloof te gee aan hom en te vertrou dat hy weet beter en jy sal in sy wil wandel. Die laaste ding wat ek vir julle vanmôre wil voorhou van 'n voortreffelike lewe, wat ons sien in hierdie lewe van Daniël, is 'n voortreffelike lewe in vervolging. Ons weet wat nou in Daniël verder gebeur het, die leeukuil en so voorts, maar voor dit vind ons daar in vers 14, wil ek net gou vir julle lees, daai amptenare kom ingestorm by die koning en hulle sê vir die koning, Daniël, een van die Joodse ballinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbond wat u geskrywe het, nie gesteer nie. 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Ek dink aan wat vers 11 ook gesê het, wat ons gesê het dat hy 3 maal op 'n dag gebid en dan eindig vers 11 af net soos hy tevore gedoen het. Die vervolging is daar. Hulle klop aan die deur. Die leeu's brul. Maar ons sien hier voortreffelike lewenswandel, al is vervolging daar. Ons lees hierdie plan van die landsvoogde en van die ministers om hierdie wet in te stel, 'n onherroepelike wet, dat as dit eers ingestel is en die brief is uitgestuur in die land, dan mag hierdie wet nie teruggetrek word nie. En hierdie wet is teen Daniël se godsdienstbeginsels ingestel. Hulle het besef, hulle gaan geen wet kry in die regering wat hy verkeerd gedoen het nie, so ons moet 'n nuwe wet maak. Hierdie wet sal hy inval, en in hierdie wet sal ons hom in die leeukuil kan gooi. En al het hulle daar geslaag om hierdie stryk te stel, bly Daniël getrou. Hy hou aan om te doen dit wat hy nog altyd gedoen het. Al hierdie omstandighede teen hom, die vervolging is daar, hou hy aan met sy binnekamerlewe, voortreffelik in vervolging, al het die regering teen hom gedraai. Hy was gehoorsaam aan daai regering, totdat die regering vir hom gevra het, doen 'n sonde. Toe sê hy, nou kan ek nie meer nie. Ek kan myself net voorstel, hoe Daniël die leeukuil binne geloop het met die woorde van Paulus in sy hart, van Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. As ek hierdie leeukuil binne gaan en my lewe is verby, is dit 'n wins, en ek is by Christus. So ons kan maar weet, hierdie wêreld haat vir Christus, en dit moet ons nie verbaas as hierdie wêreld teen ons draai nie. Here Jesus het self gesê in Johannes 15 vers 19, as julle van hierdie wêreld was, sou hierdie wêreld sy eie eiendom lief hê. Maar, omdat julle nie van hierdie wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat hierdie wêreld julle. 2 Timoteus 3 vers 12, en almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. En ek dink as ons nou geleentheid sou gee vir handopsteek, dan sou talle mense hand opsteek van hoe hulle vervolging ervaar het, net omdat hulle 'n kind van die Here is.
Ons sien dit oor ons waar ons beweeg. Nou daar's verskillende maniere van vervolging, verskillende namates van vervolging. Ons kry die openbare vervolging soos die oosterse lande waar Christene doodgemaak word vir hulle geloof. Ons sien ook 'n verlaging daarvan in ons werksplekke waar mense vir jou sê, ek gaan jou afdank want jy's 'n Christen. Ek wil nie 'n Christen hê moet by my werk wees nie. Maar dan kry ons ook 'n bietjie meer 'n geheime ondergrondse vervolging. So Spreuke wat van Facebook afgehaal word en van YouTube afgehaal word. Dit is vervolging. En ons moet dit nie miskyk nie. En ons moet daar teenstaan vandag. Ons ervaar vervolging vandag, maar hoor wat die Here Jesus Christus vir ons gesê het te midde van vervolging. Matteus 5 vers 11. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Johannes 16 vers 33. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek hierdie wêreld oorwin, sê Christus vir ons. Soos Daniël aan God getrou gebly het, moet ons ook vandag staande bly aan ons geloof, aan ons waardes en ook hierdie voortreffelike lewe uitstraal te midde van vervolging. Al raak die lewe moeilik net omdat ons sê ek is 'n kind van die Here. Ek sluit af, gemeente. Vandag het die Here vir ons kom wys uit die lewe van Daniël, dat kinders van die Here, dat elkeen van ons, as die getuige is wedergebore, behoort ook in elke opsig van jou lewe voortreffelik te wees. By jou werk moet die mense weet, jou werksetiket, jou getrouheid, die manier hoe al jou take op tyd ingaandig is, omdat jy 'n kind van die Here is en die Here wil verheerlik. Die land om jou, ons burgers om ons moet weet, jy is 'n goeie landsburger. Jy is betroubaar, jy sal die wette nakom. Verder die Here vir ons kom wys dat 'n voortreffelike lewenswandel begin in jou binnekamer, want die Vader soek mense wat hom in gees en waarheid sal aanbid. En sonde moet gehaat word. Selfs al is ons lewe op die spel, moet sonde gehaat word. En vervolging 'n realiteit word, moet sonde gehaat word. Ek vra vir u, nuwe kind van die Here, hoe meet jy jou eie geestelike lewe teen Daniël? Ek nou net vir u 5 gedagtes hier voorgehou. Kan ons vanmôre na jou kyk en ook sê, voortreffelik in elke opsig? Kyk ander mense na jou en sien, hier's 'n voorbeeld van 'n kind van die Here waarna ek ook wil nastrewe om soos te wees. Dis 'n baie hoë standaard, sonder twyfel. Dis 'n standaard wat ek besef ons nie uit eie krag het gaan behaal nie. Waarom wil ek julle net herinner wat ek aan die begin gesê het? Dat dit was 'n voortreffelike gees wat in Daniël was. Dat dit is die instaatstelling van die Heilige Gees wat hierdie lewe alleen moontlik maak. En ons moet weet vanmôre dat die uitstorting van die Heilige Gees het alleen plaasgevind omdat Christus gekruisig is. By sy bloed begin die voortreffelike lewe en dit word volgehou deur die inwerking van die Heilige Gees. Wil jy nie vandag ophou om 'n lewe te leef wat teleurstel nie? Wil jy nie vandag sal heilig begin leef, soos wat die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Dis hoekom ons moet heilig lewe. Wil jy nie vandag die besluit neem om oor te gee aan die Here, om hom te vertrou, dat hy ook so jou hart sal reinig deur die bloed van die lam, dat hy die dieper werk in jou lewe sal begin en sal doen wat sal lei tot 'n voortreffelike lewe. Amen. Kom ons lê die oë. Wonderbare Here Jesus Christus. Ons staan vanmôre in verwondering vir u knegt Daniël en sy besonderse lewe wat hy gehandhaaf het. En ons besef net vanmôre opnuut, Here, dat ons kan ook en ons moet ook en ons behoort ook so te lewe. Here, en ek kom pleit vanmôre dat u in ons harte sal werk om so te wees, dat u Gees ons sal lei, ons sal reinig. O Here, dat die stem van die gewete sal hard roep om ons te oortuig, Here. En ek kom bid, Here, as daar enige siele is vanmôre wat hier is, wat sê, Here, o Here, ek wil my hand opsteek vanmôre en vir u sê, Here, tot hier toe en nie verder nie. En ek wil my lewe verder aan u toewy en ook voortreffelik wees vir u in elke opsig, dat u nou, o Here, in sy hart sal werk en haar hart sal werk, om ook so hierdie diepe reiniging te bewerk. Kom bid dit, Here, in die groot en heilige naam alleen. Amen.